En so by so is ons by die laaste 2 hoofstukke van hierdie jaar se boek. Elkeen van ons het 'n lewensstorie. En ook in hierdie jaar het ons lewensstorie saam met God geskryf. Nou die vraag is, op wie het die spotlight geval? Op my en jou of op God? En dis juis waaroor ons tema handel in dagstukkie 315, 'n klop op die skouer. Romeine 12 vers 10. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Die storie van Jesus klink die helderste wanneer ek stil genoeg raak dat mense hom kan sien in my. 'n Klop op die skouer. Party mense kan 'n mens laat beter voel nog voordat hulle 'n woord gesê het. Daardie tipe mens wat net sy hand op jou skouer sit en dan voel jy sommer al klaar beter. Hulle laat jou voel jy behoort, jy word gesien, wat jy doen is goed. En dan is daar natuurlik ook ander mense wat jou laat wens jy het 'n onmisbare vergadering 200 km ver weg. In Romeine 12 gee Paulus ons ook kykie na die eerste groep. Jane Holland skryf in haar boek Working Up to Anon dat die beste skrywers die is wat weet dat 'n boek nooit oor die skrywer gaan nie. Dit gaan oor die storie. Die oomblik as die skrywer probeer slim wees of belangriker as die storie word, begin die boek sy smaak verloor. Ek dink dis 'n ding wat maar by meeste van ons 'n slegte smaak in die mond laat. Want as jy mooi dink, dis presies wat baie mense doen wanneer hulle die storie van Jesus in hul getuienis vertel. Dit gaan nie oor my as prediker, as mentor, as ou wat 'n mooi geleentheidswoord kan saamslaan nie. Dit gaan oor die storie self. Die storie, die ou tyding wat gister se wonde genees, nuwe hoop gee en mense se koppe na die ware lig toe draai. Kan jy nog Johannes die Doper se woorde onthou? Hy moet meer word en ek minder. Johannes het sy eie volgelinge gehad, sy eie reputasie, sy eie brand. Tog het hy geweet, toe Jesus op die toneel verskyn, dat hy een kant toe beskuif, omdat hy geweet het wie hy is en waar die kollig moet val. Hier in Romeine 12 praat Paulus op pad langs oor dieselfde ding. Van vers 3 af praat hy oor nederigheid, oor genadegawes wat nie trofee moet wees nie, oor opregte liefde, oor eer en erkenning gee vir mekaar. Hy sê, julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde, bewys eer aan mekaar, die een hoër as die ander. Ek hou van die Engelse vertaling wat dit so omsê, outdo one another in showing honor. As jy dit in gewone taal moet vertaal, wees die ou wat eerste die klop op die skouer gee, die een wat altyd die spotlight skuif na iemand anders. Ongelukkig leef ons in 'n wêreld van ek moet my plek koop, ek moet my stempel afdruk, ek moet uitstaan. En heel dikwels, as ons eer bewys, wil ons seker maak iemand het dit gesien. Kyk hoe nederig is ek. Maar Paulus se uitnodiging is anders. Hy nooi jou om 'n lewe te leef wat die spotlight wegdraai van jouself af, soos wat Jesus self geleef het. Hy was die Here van hemel en aarde en hy was bereid om ander se voete te was. Hy het sy disippels se ore gewas met genade. Hy het mense wat min werd was in ander se oë belangrik gemaak. 'n Klop op die skouer. Dis klein, maar dat vat jou na heilige grond. 'n Klop op die skouer weeg min, maar val swaar in ander se harte. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om die spotlight na ander te draai? Wat kan ons doen om meer erkenning en waardering aan mense te gee? Hoe gaan jy vandag begin om die spotlight na ander te draai?
Here Jesus, help my om die spotlight te draai na U en na ander. Maak my hart sensitief en sag en my oë oop vir die klein geleenthede om U liefdeslig op ander te laat val. Leer my om U storie met my lewe te vertel. Amen. Baie sterkte vir jou met hierdie laaste trek van die jaar en hierdie week wat voorlê. Weet ons bid vir mekaar. Mag die Here julle ryklik seën. Liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van lewe lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.